Beproef alle dinge en behou die goeie. Beproef alle dinge, né? Stem julle saam? Staan dit in die Bybel? Staan dit in die Bybel? Hy is reg. Dit staan in die Bybel. Prediker, hoofstuk 11. Maar voordat ons daar saam lees, kom ons sit so rond bid ons saam. Here Jesus, ons nader U deur die Heilige Gees. Dankie dat ons kan weet in hierdie aand dat die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En dat die Heilige Gees werk hier onder ons en hy beweeg van sitplek tot sitplek, van hart tot hart. En die Heilige Gees werk, al sien ons dit nie, maar dat ons vanaand kan weet, die Heilige Gees is besig. En dankie dat ons kan weet, U Here Jesus werk. Hulle het op die Sabbat gesê, Here, U mag nie werk nie. U mag nie eers are pluk nie. En die Here Jesus sê vir hulle, het julle nie gelees nie, dat God werk, en ek werk ook. Die woord sê vir ons, U word nie moeg of mat nie. Die rustdag is daar vir ons. U word verkoop. Deur te sien en te beleef dat U kinders U soek en U dien. En Vader, ons nader U, ons vra dat U genade sal toon oor 'n mensdom wat lief is vir sonde. En nie altyd sekere dinge sien as sonde nie. Mag U vir ons die wysheid gee om in te sien wat U wil hê ons moet insien. Dat ons kan weet, Here Jesus, U is getrou om vir ons in te tree, en te weet, Heilige Gees, U is getrou om in harte te werk. Ons eer en ons aanbid U daarvoor. Amen. Nou weet hierdie gedagte van beproef alle dinge en behou die goeie, kan dalk iewers raak steek en dalk seermaak, maar ek wil vra dat U tog dit sal verdra vanaand. Gerrie, jy moet nie te veel agter daai skerm van my wegkruip nie. Baie dankie. Ons lees saam in Prediker 11 vers 9. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die weef van jou hart, en in die aanskouing van jou oë, maar weer dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring, en weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom, en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behaag in nie. Net tot so ver dan vir eens. Nou as ons eintlik gaan kyk, hier praat hy oor die jongeling, maar in Thessalonicense, in 1 Thessalonicense 5 vers 21, nou 1 Thessalonicense 5 noem klomp verskillende temas. Elke vers amper is 'n ander tema. So mens kan nie regtig, as jy 1 Thessalonicense 5 preek, gaan jy baie gedagtes en verskillende gedagtes hanteer. So hy noem daar in 1 Thessalonicense 5 vers 21, as teks van oordenking, sê hy spesifiek hierdie woorde, beproef alle dinge en behou die goeie. So die woord van die Here sê, beproef alles. Met ander woorde, doen, is dit wat die woord sê, doen nou maar alles, en gaan try alles, en probeer alles.
En dan, as jy nou klaar uit dit is, dan behou jy net die goeie. Is dit wat die teks sê? Of is dit wat die woord van die Here bedoel? Beproef alle dinge. Nou baie mense gebruik hierdie gedagte, beproef alle dinge en behou die goeie as 'n lisensie om alles te doen wat verkeerd is. Sommige gebruik dit as 'n lisensie om te doen wat verkeerd is. Nou dis nie hoe dit gebruik moet word nie. Die Bybel sê, beproef alle dinge, toets, probeer, behou die goeie. Met ander woorde, as daar 'n paar goed is wat ons kan noem, 'n paar punte, want ek kan onthou, as jeug het ek hier daai teksvers geken en gebruik. My pa gesê het, julle moenie dit doen nie, dan sê ek vir my pa, maar pa, die Bybel sê, beproef alle dinge. So ons draai dit net uit, maar as dit nie werk nie, dan sal ons dit een kant toe stoot. Maar ons gaan dit probeer, want die Bybel sê, beproef dit. So een van die goed, daar is 'n paar goed, wat ek so neergeskryf het, en die eerste wat ons graag gebruik is, drank. Maar die Bybel sê dan, beproef alle dinge, Heer, so ons toets dit. Ons kyk of dit werk. En ons gebruik dit, wat is die gunsteling woord, onder mense wat drink, nee, ons gebruik dit net matig, of ek kan my drank hanteer. Dis 'n lieg, jy's reg, dis 'n leuen. Of nee, ek weet hoeveel om te drink, wanneer is ek nou klaar gedrink? En nee, wat, as ek of was sekere manne van julle wat, julle drink julle self dronk en dan bære julle van die ys. Ja. So ons gebruik baie keer hierdie, een van die punte is drank. En ons sal baie keer sê, nee wat, die Bybel sê, beproef dit. So ons toets dit nou maar net. En ons vergeet van al die ander teksverse, wat die woord van die Here praat, oor hierdie gedagte. Nou ek lees 'n paar van die ander gedagte, of tekste, oor hierdie gedagte. Spreuke 23, wil ek graag vir julle lees. Spreuke 23 vers 30. By die wat laat opbly, by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe. So hier gaan dit baie duidelik oor drank, oor dit wat hulle bedwelmt. Kyk nie na die wyn as hy rooierig lyk, as hy glans in die beker glad na binne gly nie. Op die eind, of aan die einde, byt dit soos 'n slang, en dit spoeg gif soos 'n basilisk. So wat doen die? Drank. Op die ou einde vernietig hy. Op die ou einde maak hy dood. Ouens kan sê, nee, ek probeer. Op die ou einde word hy jou baas. Hier sê hy verder, jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. Is dit so? Wanneer jy drank drink, dat jy begin snaakse goed te sien. En snaakse goed te voel. En jy sê partykeer wat jy nie bedoel het eintlik nie. En jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê. Hoe lyk iemand wat in die hart van die see lê? Hy dobber so rond, en hy waggel so. Gaan kyk as hulle gedrink is. Hy vat 1 tree vorentoe en 2 tree terug. Vra hierdie kleerling in half in die Kaap, hoor, soos hulle begin suip. Daai ou loop. Ek kry hom so jammer. Hy loop 'n uur aan 10 meter. Hy sukkel om daar uit te kom. Och, en as hulle met trappe klim, dan kry hulle seer. Hulle sal wees soos een wat op die see dobber, en soos een wat op die top van die mas lê. Hulle het my geslaan. Wat gebeur gewoonlik, as daar drank by betrokke is? Bekleier, hulle het my geslaan, sê hy dan. Maar ek het geen pyn gevoel nie, is alright. Maar die volgende dag, dan voel jy dit.
Vers 36, wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek. Wat gebeur met die ouens? Jy sal wakker word. Dan noem hulle dit 'n regmakertjie. 'n Regmakertjie van die vorige aand. Presies wat die woord sê, dan sal ek dit weer opnuut soek. En daai ding byt soos 'n slang en hy spoeg gif soos 'n basilisk. Vers of Spreuke 31. Spreuke 31 vers 5 sê, anders drink hy en vergeet die insettinge en verdraai die reg van die elendige. Gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan. As jy weet van iemand wat graag wil ondergaan, hy soek 'n ondergang, gee net vir hom sterk drank. So as jy die res van jou lewe wil vernietig, kry net vir jou sterk drank. En ons sê, ag, het gaan, een drankie gaan my nou nie hel toe vat nie. Wat sê die woord? Die woord sê my nie al nie. Geen dronkaard sal die koninkryk van God beerwe. As jy gisterand dronk was, is jy vanaand heel waarskynlik nog op pad hel toe. Die dronkaard sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Dit sê die woord van die Here. Verdere gedagte, rook. Wat rook ons? Ag nee, wat ons rook, maar sagte goedjies. En ons gaan al hoe harder. Wat is die ergste goed om later te rook? Snuif, pyn, dwelms gebruik. Sê nee, wat ons beproef hierdie goed. En dan kyk ons wat werk en dan behou ons net die goeie. Dit begin dalk eers by sigarette en later gaan dit oor nee wat ons soek iets sterker. En dan is dit later dagga en vape en al hierdie goed wat en word al erger en erger en erger en harder. En wat is die probleem met dit? Titus 3 vers 3 sê julle raak verslaaf. En wat sê ouens gewoonlik dan? Nee, wat die omstandighede is moeilik. En wanneer ek in 'n stryd is en dit gaan swaar en ek kan nie deur die dag druk nie, dan vat ek net enetjie en dan trek ek hom net en dan net al die probleme net vir daai oomblik gaan weg. Net so 'n bietjie om stres te beheer. So daai ronde stokkie met tabak help jou om jou stres te beheer. Eet 'n chocolate, hy doen dieselfde. Werk baie beter. Julle geweet daar's bewyse dat sjokolade werk baie goed met stres. Ek is baie lief daarvoor. Maar sodra jy 'n verslawing raak, dan raak hy jou baas. En waar's my kinders? My kinders wil kyk. Dominee se kinders kan ook sulke goed begin doen. Maar Dominee hou julle dop. Ek hou julle dop. Nee, ek hou julle dop vas, nie? Ek hou julle dop. Ek kyk, my kinders. Verdere gedagte is, die tyd waarin ons lewe raak het, almal draai dit en almal doen dit. Tattoos en daar's een pastoor en hy sê, hoor hierso, nee, gaan kry vir julle tattoos. Hy sê, Jesus het 'n tattoo. As 'n teks in Openbaring 19 waar dit sê dat die Here Jesus op sy heup is daar geskryf, koning van die konings en Here van die Here. Nou dit gaan oor 'n band wat die konings gedra het. Maar nee, die pastoor sal so sien nee, dat selfs Jesus het 'n tattoo. Dis nie so nie. Ons lees in, as ek vir u 'n teks moet gee, Levitikus hoofstuk 19. Graag dit lees, maar dat ons dit uit die Bybel gaan haal. Kyk of is dit al gebruik in die Bybelse tyd? Ja.
Dit was al 'n gebruik gewees in die Bybelse tyd. Levitikus 19 vers 28, julle mag ook terwille van die dooie geen snye in julle vlees maak nie. En julle mag geen inpriksels, tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here. So die Here is al daar. En ek dink veral aan die woord van die Here, ja? Jy is welkom. Die eintlike vraag is, vat 'n tattoo jou hel toe? Nee, 'n tattoo vat jou nie hel toe nie. Maar die woord van die Here praat daaroor. En hy sê moenie, want dit is nie goed vir julle nie, is nie gesond vir julle nie. Hoeveel siektes kan later intree as gevolg van dit in nierige en lewer en al daai goeters. Daar is nou hoeveel bewyse dat die goed het 'n impak op jou en die woord van die Here weet beter en daarom dat hy praat en hy vra. Moenie. En veral as ons dink aan 1 Korintiërs hoofstuk 6. 1 Korintiërs hoofstuk 6 staan daar: julle liggame. Wat staan daar in 1 Korintiërs 6 vers 18, my broeder? Jy wat met my praat? Daar staan: julle liggaam is 'n tempel, is 'n blyplek van die Heilige Gees. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. So wees versigtig hoe jy met jou liggaam omgaan. En daarom dan dat die woord sê, weet moenie. Gaan dit tattoo jou hel toe vat? Nee. Eintlik seker nie noem nie, maar die dominee het 'n tattoo. Toe ek jong was en dom was, het ek ook wil laat opsit. En spyt daaroor. Want later, toe lees ek die skrif, en niemand het regtig vir my gesê nie, maar die Heilige Gees het my oortuig, ek moet nie. Maar vandag, die probleem is, vandag regverdig ons dit met 'n geestelike, en ons sê nee wat, ek tatoeëer 'n teksvers op my. Nee. Hulle het dit al in die Bybelse tyd en die Bybel praat daarteen, omdat die Bybel sê moenie, daarom sê ons moenie. Nie omdat die dominee of die kerk so glo nie, die Bybel praat daarteen. Die Bybel sê, versigtig met jou liggaam, want dit is 'n tempel van die Heilige Gees, net so met rook. Ek wil amper sê, sal jy, as die Heilige Gees voor jou staan, rook in die Heilige Gees sy gesig inblaas? Nee. Net so bly binne in ons, en kan jy dink, die Heilige Gees wat binne in ons bly, gaan hy sigaret my hel toe vat? Nee. Maar gaan ek die Heilige Gees wil inblaas en hom besoedel met rook? Nie wil nie. 'n ander gedagte, rondslaap. Seks voor die huwelik. Is seks voor die huwelik verkeerd en op hoe erge graad is seks voor die huwelik verkeerd? Nou ons weet van vandag is dit nie net meer seks voor die huwelik nie, dit is LGBTQ en al die ander goeters. So daar's meer as net dit. Nou, wat sê die Bybel van voorhuwelikse seks? Wat is dit genoem in die Bybelse tyd? Wat sal julle sê? Is seks voorhuwelik genoem in die Bybelse tyd? 'n ander woord, geef my. Ja? Hoerery. Bybel sê as jy voor die huwelik seks het, dan is jy 'n hoer. Ek wens my dominee het daai tyd vir my gesê. Ek wens my pa het vir my gesê,
toe ek tiener was, so nou die antwoorde. Ek wens my pa het vir my gesê, hoor hierso Richard, dit en dit en dit is hoerery. Maar in die tyd waarin ons lewe, word amper as norm gesien en is normaal, maar dit is nie normaal nie. Hoekom? Wat gebeur? Genesis 2 vers 24 sê, die oomblik wanneer jy gemeenskap het, dan word een vlees. So daar word 'n geestelike band gebind om daardie twee mense. Met ander woorde, hulle trou amper in die oë van die Here. Daar vind 'n verbond eintlik plaas. Daar word twee om mekaar gebind en daar word baie keer kinders gebore. So voor die huwelik is dit hoerery, maar na die huwelik is dit een van die mooiste goed in die woord. So op 'n ander keer sal ons vir die groter mense Hooglied preek. So Genesis 2 vers 24 sê julle word, vrou sal haar moeder en haar vader verlaat en haar man aankleef en hulle twee sal een vlees word. En Hooglied, ja, eintlik nie te veel in Hooglied lees nie. Maar hier is tog 'n teks in Spreuke. So Spreuke, wie skryf Spreuke? Salomo. Aan wie skryf hy dit? Ja, Gerry? Aan wie skryf Salomo Spreuke? Mia? Sy seun. Hoofstuk 5, Spreuke 5 vers 1. My seun, luister na die wysheid. Neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. Want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop en haar verhemelte is gladder as olie, maar op die end is hy bitter soos wilde als en soos swaard aan weerskante skerp is. Haar voete daal na die dood toe af en haar tree streef na die doderyk toe. Het gaan hier oor die vrouens wat die mans intrek om seks te wil hê. En 'n man word maklik gevang. En daarom sê die woord, versigtig wees, moenie. Die Engelse gedagte wat sê, you may now kiss the bride, wanneer sê hulle dit? Wanneer sê hulle dit waar? By wat 'n geleentheid? You may now kiss the bride. As hulle getroud is, dan sê hulle, you may now kiss your bride. Ja, dan eers. Nou as ons kyk na die teks wat ons gelees het, en ons sien die volgende, dan beveel hy die jongeling die volgende aan. Jong mense, luister na die volgende. Verbly jou, o jongeling, in jou jeug. Amper dieselfde as beproef. Verbly jou in jou jeug. Geniet jou jeug. Geniet die tyd van jou jeug. En laat jou hart vrolik maak in die dae van jou jonkheid. Hy sê niks hier van sonde nie. Hy sê geniet jou jong lewe. Doen wat jou hand vind om te doen. Geniet dit. Maar moenie sonde doen nie. Nou, dan is daar anders goed wat vir ons plain eenvoudig sondig is, so die 10 gebooie. Die 10 gebooie is op jou hart geskryf, so dit weet jy wat sonde is en wat. Byvoorbeeld as ek vat, is dit sonde om te steel? So kan ek sê, ek beproef diefstal. Nee, dit weet ons weet is sonde, want die 10 gebooie is op ons harttafel geskryf, so jy weet
wat is eintlik sonde en wat is sonde? Die oomblik as jy vra, is dit sonde, dan weet jy eintlik in jou hart, dis sonde. Maar hier die teks sê vir ons, jongeling, verbly jou in jou jongeling, in jou jeug, en laat jou hart vrolik maak. Jy het nie drank nodig om vrolik te word nie. Jy kan vrolik word en die lewe geniet sonder drank. As jy Vrydag aand hier was, sou jy gesien het, ons het lekker geëet. Lekker gekuier sonder drank. So in die eerste, wandel in die weë van jou hart. Beteken nie, doen alles. Beteken eerder, bewaar jou hart. En jou wandel. Moenie iets doen, wat die res van jou lewe gaan beïnvloed nie. Vers 10 se eerste gedeelte sê, en weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg. So, hy sê, praat oor hierdie punt. Weer die verdriet uit jou hart. Jongeling, geniet jou jonkheid. Met ander woorde, wat sê hy hier? Jong mense, moenie julle bekommer. Wie van julle het stres? Nou hierdie teks praat daaroor. Hy sê, moenie angs, moenie stres, moenie depressie hê in jou jong lewe nie. Geniet jou lewe. Dis wat hy hier sê. En weer verdriet uit jou hart. Moenie worry. Maar dat die jong mense hulle jong lewe sal geniet. En dan sê hy in die tweede plek, in die eerste plek sê hy, verbly julle. Weer verdriet uit jou hart. In die tweede plek sê hy, wandel in die weë van jou hart. Wandel in die weë van jou hart, vers 10b sê hy, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. Hou die kwale weg van jou liggaam af. Want as jy oud is, dan is jy spyt daaroor. So die woord waarsku daaroor, in jou handel en jou wandel. Nee, hou jou hart reg. Geniet jou jonkheid, maar moenie die res van jou lewe opvoeter deur 'n verkeerde besluit, deur iets te doen wat jy later oor gaan spyt wees nie. Hy sê, verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart vrolik maak in die dae van jou jonkheid en wandel in die weë van jou hart en die aanskouing van jou oë. So hy sê in die eerste plek, geniet jou jong lewe. Nou al die verdriet, bekommernis uit hulle hart. Wandel eerlik en reg. En dan in die derde plek sê hy in die gedeelte, maar, onthou die gedagte van beproef alle dinge, né? Beproef alle dinge. Maar dan kom hy en hy sê hier, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Dis wat mense nie vir jou sê nie. Hulle sê, ja, beproef alle dinge, maar hulle sê nie, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge, wat jy beproef het, jou in die gerig sal bring. Met ander woorde, elkeen van ons gaan voor God staan, oor alles wat ons beproef het. Dit sê mense nie. En selfde in 1 Tessalonisense 5 vers 22, so 1 Tessalonisense 5 vers 21 sê hy, beproef alle dinge, bou die goeie. Maar in vers 22 sê hy, jy gaan voor God staan, oor die dinge wat jy beproef het. So dit sê ons nie altyd nie. Dit ken mense nie altyd nie. Maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig gaan bring. Openbaring 20 vers 11 tot 15 sê vir ons, en ek het die dode klein en groot voor God gesien staan. Nie klein sondaars en groot sondaars nie. Dis jong mense en ou mense voor God gesien staan, en hulle is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, en as hulle name nie in die boek van die lewe gevind is nie, dan is hulle in die poel van vuur en swaal gewerp. So die Bybel sê daar,
Mense gaan voor die wit troon van God staan. Ongereides gaan voor die wit troon staan en God gaan hulle oordeel op grond van hulle werke. Dit wat ons beproef het. En dan 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, maar ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. So selfs as jy gered is, gaan jy voor God staan. En jy gaan verantwoording moet doen oor dit wat jy beproef het. Sê maar weet, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons op die proef gestel kan word oor wat ons gedoen het. Of dit goed is of kwaad. Ons gaan voor God staan. So ja, eintlik. Jong mense, julle kan doen. Wat kan julle doen, Gerry? Julle kan doen net wat julle wil. Ja? Jy kan doen net wat Eben, jy kan doen net wat jy wil. Maar onthou, julle gaan voor God staan. Ons kan op hierdie aarde sê, man, ek sal dit en ek sal dit en ek sal dit doen. Dis reg, jy kan enigiets doen. Ja? Jy kan doen net wat jy wil. Maar jy gaan voor God staan eendag. En daar gaan ons verantwoording doen. So onthou hierdie woorde, beproef alle dinge, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Weet dat jy gaan voor God staan eendag. En dan in die laaste plek, punt 4, hanteer hy Hoofstuk 12 vers 1. En dink aan jou skepper, in die dae van jou jonkheid. Voordat jy oud word en sê ek het meer daarin baan nie. So baie dink, nee, ons is jonk, so ons gaan die lewe geniet terwyl ons jonk is, nee? En ons gaan die wêreld dien. En ons gaan alles doen wat die duiwel wil hê ons moet doen. En ons gaan alles beproef. Ons gaan alles doen wat die duiwel voor ons gooi. Die punt wat hy hier wil bereik is, en dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid. Voordat jy oud word en jy sê jy het nie meer daarin baan nie. So met ander woorde, dink aan die Here voordat jy in die wêreld ingaan. Want as jy eers in die wêreld ingaan, ek wil amper sê, Chris, as jy eers onder ma se dak uit is, as jy eers uit die huis uit is en jy gaan die wêreld in, dan kan dit vir ewig te laat wees. Kan jy waarskynlik nie terugkom nie. So dink aan die Here terwyl jy nog jonk is en jy gelukkig is en 'n keuse kan maak. Want baie mense sal oud word, dan wil hulle nie meer nie. Dan kan hulle nie meer nie. Voordat jy so verslaaf raak aan goed en jy kan nie terugkom nie. Ken julle sulke mense wat verslaaf is aan dwelms en hulle kan nie daaruit keer nie. So moenie iets begin wat jy weet, daar's 'n kans jy later nie daar gaan uitkom nie. So soek die Here voordat jy verslaaf raak. Voordat jy oud word. Voordat jy van binnekant af doodgaan. Daar was 'n man gewees wat saam met sy vrou kerk toe gegaan het al die jare, maar hy self was nooit gered nie, en die oomblik toe sy vrou sterf, toe gaan hy ook nie meer kerk toe nie. Net kerk toe gegaan omdat sy vrou kerk toe gegaan het, sy vrou die Here gedien het. En sy vrou dood is, toe gaan hy nie meer kerk toe nie. Dit nie behaal nie. En later het hy vriende, en hulle was vieslike vriende, en hulle het selfs God gespot, en hulle het Sondagmiddag by mekaar gekom, en elkeen of een van hulle het 'n Bybel gebring, en dan het hulle die Bybel rondgeskop in die vertrek. Sokker gespeel met 'n Bybel. En hy word siek en hy lê op sy sterfbed. En die dominee kom pleit by hom en sê, broer, wil jy nie maar jou saak met die Here regmaak nie? Wil jy nie maar, het jy nie berou in jou hart oor dit wat jy gedoen het, en wil jy nie maar regmaak met die Here nie? Raai wat sê hy? Sê, toe ek kon, toe wou ek nie. En nou dat ek kan, nou wil ek nie.
Hy sê, was tye wanneer die Here by hom kom stil staan het, dat hy wou, maar hy wou ook nie. Hy kon, maar hy wou nie. En amper half, hier aan die einde van sy lewe, ek wil so graag, maar ek kan nie. Hy sê op sy sterfbed, ek het geen berou in my hart nie, my hart is so verhard, ek kan nie. Ek het geen berou oor my sonde nie. En met daai woorde sterf hy. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom, en jy nie meer die lus het om die Here te dien nie. Dien die Here in jou jonkheid, voordat dit vir jou vir ewig te laat is. Mag die Here ons genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons hier kan wees en U woord kan hê om ons te lei in die volle waarheid. Ek wil U vra, Here Jesus, sal U ons die wysheid en die verstand gee om reg te handel. Here Jesus, sal U vir jong mense die geleentheid gee om met U reg te maak. Dat hulle U sal soek in die dae van hulle jonkheid, voordat hulle oud word, en dit vir hulle vir ewig te laat is. U sê, ek staan by die deur en ek klop. As iemand, en iemand is iemand, iemand is nie niemand nie, iemand is nie die kerk nie, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, toe ingaan en saam met hom 'n maaltyd hou, en hy met my. Ek vra U, Here, as hier iemand is vanaand, wat sê, ek gebruik daardie vers, om my sonde te regverdig. Ag Here, dat ons dit vanaand voor U sal bely, en dit laat staan. En U vergewe menigvuldiglik. Here, dat ek kan weet, selfs ek het baie keer in my lewe gesondig, en sondig nog steeds, maar dat ons 'n voorspraak het by die Vader, en as ons gered is, weergebore is, gewas is, dan los U ons nie, en U hou aan om ons te was, al dieper en dieper, met U kosbare bloed. Ek vra U, Here Jesus, as hier iemand is, dat hulle sal vlug na die bloed toe, om hulle te was, voordat dit vir hulle vir ewig te laat is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, sodra ons die nood kry, dan sluit ons af met hierdie lied, Nader my God by U.